Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons tot U troon kan nader en dat ons met U versoen is deur die offer van U Seun. Dat ons U Vader kan noem met die wete dat soos 'n Vader sorg vir kinders, so sorg U as Hemelse Vader vir ons as U kinders. Terwyl ons dan as mens met soveel gebreke goeie gawes aan ons kinders gee, hoeveel te meer sal U aan ons die Heilige Gees gee wat vir U bid. So het U ons dan hierdie versekering gegee dat U ons die Gees gee om by ons te wees, in ons te woon, om in ons te stry, om ons te bring tot oortuiging van ons sonde, om ons te lei tot troos en vertroosting. En daarom staan U ook, o Gees van God, bekend as die ander trooster, omdat Christus ons trooster is, maar dit voordelig was vir hom om op te vaar na die hemel, omdat hy dan aan ons sy Gees sou uitgiet. En ons dankie Here dat U as Vader, Seun en Heilige Gees van ewigheid af beskik het om hierdie saligheidsplan in tyd te laat verwesenlik en in ons lewens, terwyl ons as sondaars gebore is, U ons deur middel van die blootstelling aan U ewige woord ons lewend gemaak het deur die versoening in Christus, deur die krag van U Gees. En so kan ons dan al juigende tot die troon nader, waarlik 'n feesdag wat U vir ons ingeruim het om met blydskap te dink aan dit wat U vir ons gedoen het en om met dankbaarheid te leef. Bid ons dan nou Here dat U met die kerk sal wees wat U met die bloed van Christus losgekoop het. Ons dankie Here dat U vir ons voorbeelde gee, nie net uit die Nuwe Testament nie, maar ook uit die Ou Testament, hoe U met U kerk te werk gegaan het. En help vir ons dat die verbondsseëninge vir ons tot herinnering gebring word, maar ook die verbondswaarskuwings, dat ons daarop sal let. Bid ons Here dat U vir ons dan sal begelei in hierdie waarheid wat 'n vuur is, wat al die onkruid verteer. Dit is soos 'n hamer wat rots vermorsel. U woord is skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot selfs by ons siel, in die diepste wese van ons innerlike dele. En daarom tas dit ons wat die fisiese lewe en wêreld aanbetref, maar ook raak U woord ons gees en versterk ons en staan ons by in hierdie stryd wat ons het om te stry. Ons bid dan Here dat U met ons sal wees ook by die lees van U woord, die verklaring van U woord. Help ons om te verstaan wat U woord sê, want U woord leer vir ons duidelik. Hierdie dinge is nie vir die natuurlike, ongelowige mens vanselfsprekend nie, maar omdat U ons lewend gemaak het, omdat U ons 'n vertolker, 'n vertaler gegee het, 'n verklaarder, naamlik die Heilige Gees, alleen deur die hulp van die hemelse leermeester kan ons verstaan wat U woord vir ons sê en die openbaring in ons hart bewaar sodat ons teen U nie sal sondig nie. Versterk ons dan deur hierdie woord, maar voorsien ook vir ons in ons tydelike behoeftes. U gee aan ons die geestelike brood tot geestelike versterking en U gee vir ons die fisiese brood. En ons dank U daarvoor. Ons bid ook Here vir ons land, vir ons regering. U leer ons in U woord om voortdurend te bid vir konings en hooggeplaastes, omdat U hulle ook gekies het as diensknegte om die dienswerk uit te voer, om kwaadoeners te straf en die wat goed doen te beloon. En ons bid vir ons regeerders
soos wat ook die apostels gebid het vir die Romeinse Ryk. En ons dankie ook, Here, dat diegene wat tirannie bedryf het, se regering van korte duur was, omdat U dit kort geknip het terwille van U volk, terwille van die kerk. En bid ons, Here, terwyl ons in hierdie land groot stryd het, groot bedreiging, wat daar gedreig word teen Christene, teen Christenleraars, bid ons dat die wonderlike boodskap van die evangelie ons regeerders sal bereik, en ons bid, Here, dat U hulle harte sal verander, indien hulle dan hulle verhard, bid ons dat U hulle dan sal verwyder, om vir ons godvreesende leiers te gee, wat wette uitvaardig ooreenkomstig met U wet, sodat, Here, ons 'n stil en rustige lewe en alle godsvrug kan hê, en die erediens in stand gehou kan word. Ons bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat deur moeilike omstandighede gaan, deur krisisse. Ons dra hulle op aan U, want ons as gemeente moet mekaar se laste dra, en ons begin geestelik deur tot U te nader, en wanneer dit ook noodsaaklik is om te kyk na mekaar se fisiese behoeftes. Voorsien asseblief vir ons, en voorsien vir die diakonie, sodat hulle kan voorsiening maak vir diegene wat ons fisiese, stoffelike besittings nodig het, geld nodig het vir die onderhoud van hulle lewe. Bid ons, Here, dat ons ooreenkomstig U woord sal uitdeel. Ons bid ook, Here, dat U ons sal bewaar van die sielevyand, die duiwel, wat rondloop soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind. Ons bid, Here, dat U ons sal help om hom teë te staan. Deur U krag alleen kan ons dit teëstaan. En U verseker aan ons dat U daardie krag tot ons beskikking stel, maar wanneer ons arrogant word, en wanneer ons dink dat ons op onsself kan vertrou, soos ons voorbeelde van die kinders in die woord het, soos 'n Dawid wat tot 'n val gekom het, en soos Petrus wat tot 'n val gekom het, om self so ver te gaan om U, o Here Jesus, te berispe, het hy vir homself dan daardie vernedering bewerkstellig, om sodoende deur U getuigtig te word. Bid ons dan, Here, dat ons ons eie wysheid sal laat staan, en gehoor sal gee aan U, o Here, ons volle gewig van ons vertroue op U sal plaas, en nie na onsself sal kyk om getrou en om staande te bly nie, maar afhanklik van U, kom ons tot U troon en bid dat U vir ons sal help. Here, al hierdie dinge vra ons U, omdat dit nie binne in ons vermoë ooit kan wees om hierdie dinge self te voorsien nie. Daarom het Christus ons geleer om dit van U, o Vader, te bid, deur die Gees wat in ons roep, Abba Vader. Bid ons dan, Here, hierdie dinge, omdat alleen aan U die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid behoort. Amen. Verskoon tog hierdie gekrappery in die keel. Hulle sê dis met die draaiveining seisoen, maar hierdie seisoen vat vir my omtrent 4 weke om te draai. Ons skriflesing kom uit Openbaring 7, vers 13 tot 17, hoor die woord van die Here. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.
Ons teks is dan in ons fokusgedeelte is dan in vers 15, 16 en 17. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle laat na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Die tema van ons boodskap: God gee sy seën om aan sy uitverkorenes in tyd en ewigheid troos te gee. Leef in dankbaarheid. God gee sy seën om aan sy uitverkorenes in tyd en ewigheid troos te gee. Leef dan in dankbaarheid. Ons het verlede week gekyk na die wat deur God gemerk is, na die 144.000 uit die 12 stamme van Israel, maar ook die menigte wat geen mens kan tel nie. En so ons het bietjie gefokus op die moontlikhede wat daar kan wees, maar ek wil hê ons moet vandag stil staan op die troos wat hierdie menigte, die kerk, dan ontvang. 'n Menigte wat geen een kan tel nie. Dit beteken nou nie dat God dit nie kan tel nie, maar dit beteken ons kan dit nie tel nie. En dan is hierdie boodskap dan juis, die boodskap van die wederkoms van Christus, is dan juis 'n boodskap van troos. En ons weet hoe dit misbruik word deur baie as 'n boodskap om mense, wil amper sê die hel uit mense uit te skrik. En vroeër jare was dit tentdienste en sulke tipe van dinge wat gereël is, om dan vir die mense te sê hoe naby dit nou aan die wederkoms is, want al die dinge in Openbaring word nou in vervulling gebring, en ek kan u verseker, dit is iets wat nou al meer as 100 jaar, nie net in Suid-Afrika aangaan nie, maar reg oor die wêreld, en dit sommige mense tot uiterste mismoedigheid dryf, terwyl die boodskap van die ewige hiernamaals, Christus wat dit vir ons kom inlei deur sy wederkoms, is nie 'n boodskap van skrik en vrees vir die kerk nie, maar is 'n boodskap van bemoediging en vertroosting. Soos Paulus skryf aan die gemeente Tessalonisense in hoofstuk 4, dan praat hy oor die wederkoms, en dan sê hy in Tessalonisense 4 vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En dan in die volgende hoofstuk, 1 Tessalonisense hoofstuk 5, gaan hy verder voort om te vertel van die wederkoms. En dan in vers 11, 1 Tessalonisense 5 vers 11, dan sê hy weer, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. So natuurlik is hierdie boodskap 'n boodskap van vrees vir die ongelowiges en hygelaars, maar hulle steur hulle nie. Dis iets waaroor hulle nie bekommer nie, en daarom is al wat oorbly vir ons as kinders van die Here, dat hierdie boodskap 'n boodskap van hoop en vertroosting sal wees. En daarom, wanneer ons hierdie hoop en vertroosting lees in hierdie verse, dan wil ons nie vinnig daaroor spring nie, maar ons wil kyk daarna en ons wil sien hoe die Here vir ons as sy kinders vertroosting gee. Want ek dink ek en jy kan dan met 'n goeie dosis hoop en vertroosting dan behandel word vandag, soos wat mense nou in hierdie tyd van verkoue en griep so goeie eetlepel vol hoestroop inkry net so voordat jy gaan slaap, en bittermedisyne, alhoewel hulle dit deesdae so 'n bietjie soeter maak, en is dit ook nodig vir ons om die medisyne wat God vir ons gee vanuit sy woord uit, en vertroosting wat hy vir ons gee, want ons het dit nodig. Ons dink ons is sterk genoeg, ons dink ons kan alles wat na ons kant toe kom hanteer, en dan besef ons op 'n tyd wanneer dit moontlik dan wanneer ons op ons einde
op ons laaste been staan, wanneer ons laaste kragte het, besef ons dan uiteindelik dat ons het die Here nodig. Die Here lei ons baie keer tot sulke situasies, omdat ons dink dat ons self kan staan. En so die Here wil vir ons vertroosting uit sy woord gee. Ons gaan nie baie fokus op die gedagte van heiligelaars nie, want ons het nou al reeds in van die vorige boodskappe stil gestaan. Ek wil fokus daarop dat ons as kinders van die Here dan 'n goeie dosis van hierdie bemoediging en vertroosting vanuit God se woord vir ons dan gee. Dis hoekom ons dan kyk na die tema, God gee sy seun om aan ons, aan sy uitverkorenes in tyd en ewigheid troos te gee, leef in dankbaarheid. So ek wil eers stil staan by hierdie gedagte van die ewige bewaring van die uitverkorenes. En dis ook 'n gedagte van waar mense baie keer bevrees is, wanneer daar spesifiek ook oor die heiligelaars gepraat word vir hulle wat wegval, dan is daar baie keer hierdie vrees. Ons het hierdie versekering en ons het dit ook behandel terwyl ons in ons oordenkings gepraat het oor die Dordtse leerreëls. Die laaste van die 5 punte van die Dordtse leerreëls is dan juist die bewaring van die heiliges, die ewige bewaring van die heiliges. En daardie ewige bewaring is omdat God 'n ewige voorneme gehad het om die uitverkorenes te red en hulle staande te hou tot aan die einde. En sodoende het ons as kinders van die Here nodig om oor en oor deur hierdie woorde ook bemoedig te word. Nie net wanneer ons kom by die Dordtse leerreëls en dat ons daar weer so 'n bietjie van 'n hoop kan ontvang nie, maar dat ons oral in die woord dit sal sien dat God die ware gelowiges sal staande hou. En so ons het baie keer nodig, want jou sielevyand is besig om met sy vertwyfeling te kom, en daarmee help die Romeinse kerk en die remonstrante help dan die bose invluistering om vir ons as gereformeerde gelowiges dan te kom sê dat dit kan nie wees dat daar ewige saligheid is nie. Dit kan nie wees dat mense nie verlore kan gaan nie. En hoe kan dit wees dat jy gered kan wees en dan leef jy net soos jy wil en dan sal jy nog steeds die ewige heerlikheid ingaan. En so die remonstrante, die Romeinse en die bose werk saam om hierdie beskuldiging teenoor ons te maak. Maar ons het binne in die woord, in die eerste plek en ook in die belydenisskrifte, het ons ook al reeds gesien dat die belydenisskrifte ons waarsku om nie roekeloos te wees nie. En ons kan met die nuwe natuur wat God ons gegee het, ook nie roekeloos wees nie. Dit is slegs God wat ons kan bewaar. Soos wat ons ook in die boek of die brief van Judas sien, Judas die broer van Jakobus, waar hy sê aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Aan hom wat magtig is om ons van struikeling te bewaar. Maar ons ontken nie die feit dat God met ons besig is in 'n heiligmakingsproses nie. Romeine 8 vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Daarom tel ons uitverkiesing dan onder andere daarin ook, dit voeg dit daarby, dis deel daarvan, dat ons na die beeld van Christus gelykvormig gemaak sal word. Dis deel nie net om ons siel te red van die ewige hel nie, maar om ons om in verhouding met God te bring, en ook om ons meer na die beeld van Christus gelykvormig te maak, en sodat ons as kinders van die Here anders kan leef as hierdie wêreld. Want wat sou dit beteken as ons nie onderskeibaar was van die wêreld nie? Christus het tog gesê, as jy na 'n boom kyk, dan sal jy hom kan onderskei aan sy vrugte.
Dis nie die vrug wat die boom red nie, dis die wortel wat die boom in stand hou, en Christus is die wortel. En so niks wat ons doen kan ons red nie, ons stem daaroor saam, maar ons moet ook saamstem dat niks wat ons doen kan ons staande hou, en niks wat ons doen kan ons dan van God se hand af losmaak nie. Die Here verseker van ons al hierdie dinge, en verder ook in hierdie gedeelte, dat hy vir sy uitverkorenes sorg. So daarom die gedagte, heel eerste, dat ons vir tyd en ewigheid verseker is. Dan verder voort, dat God vir sy uitverkorenes sorg. Vers 15, daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit sal sy tent oor hulle oopspan. En so ons sien dat hier gepraat word van hierdie menigte wat niemand kan tel nie. En ons kan nie net aanneem dat terwyl hulle dan uit die groot verdrukking kom, en Johannes homself dan in hoofstuk 1 as 'n deelgenoot aan die verdrukking dan sê, en Johannes lewe nog. En ons het ook gesien van tevore, as ons na die boek Efesiërs kyk, dan sien ons in Efesiërs dat ons as kinders van die Here 'n plek het saam met Christus op sy troon in die hemele. En so wanneer hier gepraat word daarvan, word ons ingesluit as kinders van die Here by hierdie menigte wat niemand kan tel nie. En so dis vir diegene wat gesterf het en wat lewe. Ons kommunikeer nie met die dooies nie, soos wat die Romeinse kerk dan tot die heiliges bid. Ons kommunikeer nie met die dooies nie, maar hierdie het ons in gemeen, dat die wat gesterf het, is nou besig om die naam van die Here groot te maak, en ons wat hier op die aarde nog lewe, ons is besig om die naam van die Here groot te maak. En saam maak ons hierdie skare wat niemand kan tel nie. En God span sy tent oor hulle uit. Nou, as ons na hierdie woorde kyk, dan moet ons onthou van wat het gebeur met Lot daar in Sodom en Gomorra. Hy het vreemdelinge gesien wat op die plein wou gaan slaap het, op die markplein, en hy het hulle voorgekeer en gesê, menere, dink nie dis 'n goeie plan dat julle hier slaap nie. Ek ken hierdie stad soos die palm van my hand, julle gaan nie veilig wees hier nie, kom slaap in my huis. En dit het ook so gebeur dat hierdie manne van Sodom met hulle vuilbegeertes gekom het om dan hierdie deur van Lot af te breek om by die manne uit te kom, om met hulle gemeenskap te hê. En Lot dan teenoor hulle optrede dan die volgende sê, kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Genesis 19 vers 8. Nou, ons weet wat hierdie verwronge voorstel van Lot was, en dat hy in hierdie verwronge stad van Sodom gewoon het. Maar hierdie gedagte is belangrik vir ons om te verstaan dat die mense van daardie tyd dit dan beskou het as hy jou in sy huis of in sy tent innooi, hy dan verantwoordelik is, nie net vir jou om 'n slaapplek te hê of van wat jy eet en drink nie, maar ook vir jou veiligheid. So daarom kom die Here en hy verseker vir ons dat hy sy tent oor ons sal oopspan, hy sal vir ons sorg en ons voorsien. En nou hierdie 2 aspekte, tyd en ewigheid. Baie mense is 'n bietjie ongemaklik met die gedagte van voorsiening vir die ewigheid, want ons praat hier van voorsiening, en in die besonder sal ons later sien, sluit dit ook die fisiese dinge soos om te eet en om te drink in. Wat hierdie lewe aan betref, Hebreërs 13 vers 5 en 6 gee vir ons hierdie versekering, 'n waarskuwing en 'n versekering. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê,
ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Kan jy sien hoe hierdie Hebreërs skrywer, hoe Paulus dan vir ons sê, hoe die wete dat God vir ons sal sorg en voorsien, troos bring. Dat ons met vrymoedigheid sal sê dat die Here is vir ons 'n helper en dat ons nie sal vrees nie. Petrus stel dit so, 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. God het ons geskep en hy het ons nuwe skepsels gemaak en ons is sy eiendom en hy beloof om vir ons te sorg, omdat hy ons ingenooi het onder die skaduwee van sy tent. Daarom kan ons die sekerheid hê dat hy vir ons sal sorg. Dis waar vir ons in hierdie lewe, maar dis ook vir ons waar wat die hiernamaals aanbetref. Christus sê, Johannes 14 vers 2 en 3, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So wat beteken hierdie baie wonings? In die oorspronklik beteken hierdie woord, ons het 2 plekke in die Nuwe Testament waar ons hierdie Griekse woord vind, en dit is al 2 in hierdie selfe hoofstuk, al 2 word deur Christus gebruik. Verder in die hoofstuk 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. So hier word gepraat van God wat by ons kom bly, maar in die vorige verse is dit dat God se woning, in die hiernamaals, daar sal ons by hom bly. Daar's baie wonings, daar's baie blyplekke. In die huis van my Vader is daar baie wonings, baie blyplekke. En nou, wat dit gevaarlik maak is, ons belydenisskrifte waarsku ons ook hierteen om nie te probeer om verder as wat die woord vir ons sê, te probeer insien van wat in die hiernamaals gebeur nie, want nie dit wat in die hart van die mens opgekom het nie, dit het God voorberei vir die wat hom liefhet. En so ons kry hierdie waarskuwing in die Nederlandse geloofsbelydenis, in die laaste artikel oor die wederkoms, en ons kry dit ook in die Heidelbergse katekismes. So daarom wil ons nie die prentjie inkleer nie, anders te gaan ons oor die lyntjies inkleer en ons gaan 'n fout maak. Maar wat ons wel uit sekere van hierdie dinge kan sien, is dat die Here vir ons elkeen 'n blyplek het wanneer ons sterf of wanneer hy gaan kom om ons te kom haal. As dit nie so was nie, sou hy dit vir ons gesê het, maar hy het dit vir ons gesê, en dit word vir ons voorberei. As iemand onverwags by jou aankom en jy hulle dan uitnooi om by jou oor te bly, dan is dit soos, en ek het nou nog die plek voorberei nie, ek gaan gou om net voor te berei, sit net hier, ek kom nou, dan voel jy ongemaklik. Maar wanneer iemand dan al voor die tyd vir jou gesê het, man, kom slaap by ons oor, en jy kom daaraan, en hulle sê, ons het hierdie of daardie plek vir jou gereed gemaak, dan weet jy, die plek is vir jou gereed gemaak, en jy kan net ingaan. En so verseker die Here ons, as sy kinders, dat ons in sy ewige heerlikheid nie onverwags opdaag nie, maar dat hy voorbereid is, en dat daar 'n tuiste vir ons is in die Vaderhuis. Geestelik vind ons dit al reeds hier, maar daar is 'n plek wat voorberei word vir ons daar by hom. God sorg vir sy kinders fisies, en hy sorg ook in die hiernamaals
En hierdie versorging sluit ook die tydelike in, omdat daar geen honger en dors sal wees nie. Baie mense sê, wel, dit beteken dat die ewige hiernamaals sal ons nooit eet en sal ons nooit drink nie, en daarom sal ons nie honger en dors word nie. Maar dit is nie wat ek dink die gedeelte beteken nie. Ek dink net daar sal soveel oorvloed wees dat niemand honger en dors sal hê nie. Want ons weet dat Christus vir ons gesê het dat hy weliswaar nadat hy die nagmaal ingestel het, het hy vir sy disippels gesê, Matteus 26 vers 29, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. So ek sal weer saam met julle die vrug van die wynstok drink, maar dan sal ek dit nuut saam met julle drink. So ten minste weet ons, daar gaan wyn wees. Maar ek dink ook daar gaan iets wees om te eet. En moontlik, omdat daar nie dood sal wees nie, moontlik is dit die geval dat ons vegetariërs sal wees. So die Here verseker vir ons dan van sy versorging. En ook vind ons die belofte van die herstel van die natuur. As ons dan nie gebruik gaan maak van die natuur en waarskynlik weer van die vrugte van bome gaan eet nie, waarom sou die natuur herstel word? Romeine 8 vers 19 tot 21, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. En so die Here verseker ons die herstel van die natuur. En dan lei mense daarin af, maar as die natuur herstel word, en ons dan weer gaan moet werk, dan gaan dit mos nie rus wees nie. Wel, Adam en Eva, aan hulle is die werk gegee om die tuin te bewerk, en dit was voor die sonde gewees. En so, hoe dit heeltemal gaan werk, sê ek weer eens, ons kan nie oor die prentjie inkleer nie, maar daar sekere gedeeltes in die skrif wat vir ons 'n aanduiding gee. Wat ons beslis weet is dat ons nie honger en dors sal hê nie, en hierdie honger en dors grootliks in ons tyd word veroorsaak deur droogte, deur peste, deur oorloë, deur vloede, en so daar's verskeie van hierdie dinge wat maak dat oeste misluk, en daar sal geen van hierdie ellende en vloeke op die nuwe aarde wees met die nuwe skepping nie. En dan ook geen son of hitte sal op hulle val nie. Baie reken dat ons op die nuwe aarde geen son in die lig sal hê nie, as gevolg van hierdie teks, en dan ook Openbaring 21 vers 23, in die stad het die son of die maan nie nodig om in te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. So wat waarskynlik wat dit hier beteken is, dat daar weliswaar 'n son sal wees, maar vir die stad Jerusalem sal die lig van die son nie nodig wees nie, omdat God self die lig sal wees van die stad. So dit sê nie daar's geen son en maan nie, dit sê die son en maan se lig is nie nodig nie. En ook hierdie hitte van die son sal nie op hulle val nie. Ons kry die gedagte dat toe Josef 'n droom gehad het, het hy gedroom die son, die maan en die sterre buig voor hom neer. En sy pa het dadelik agtergekom dat hy nie praat van die son en die maan en die sterre nie, maar dat dit 'n beeld is van hy as Jakob, wat die hoof van die nasie van Israel is, en sy ma en sy broers. En hy konfronteer hom dan ook op hierdie wyse. So daarom, hitte wat op hulle val, dui dan daarop, en ons het ook gesê dat die son wat sy glans nie meer gee nie, ons het gesien die verandering van koninkryke, en hoe een koninkryk by 'n ander een oorvat, dat dit dan op hierdie manier in beeldspraak verduidelik word, dat die son sy
glans nie meer gee nie, of soos 'n hare gesak word en die maan sy skynsel nie meer gee nie, maar soos bloed word. En so dis waarskynlik dat die hitte wat hiervan gepraat word, wat hulle op hulle nie sal val nie, is dat daar geen meer na die lyding van die groot verdrukking, die verdrukking waarin die kerk homself bevind, en soveel eeue se martelare het. Ek het 'n baie mooi gediggie wat ek van die Skotse, die tyd van die Skotte, die Skotse hervormers het, waar daar geskryf is van 'n jong seun wat doodgemaak is. In die eerste plek, my Engels is nie so goed nie. In die tweede plek, my Skots is nog slegter. En so die gedig, 'n baie mooi gedig, is geskryf in 'n Skotse aksent. So het ek by myself gedink, julle gaan nie maklik verstaan as ek Engels lees nie, en nog minder as ek Skots lees. So, maar daar's hierdie pragtige gedig wat geskryf is juis van iemand wat gesterf het as 'n jong seun, omdat hulle opgestaan het vir Christus. En so deur die eeue heen was daar baie martelare wat gesterf het, en die Here dan die versekering gee dat daar geen meer verdrukking sal wees. Ewige hiernamaals word ons vir ewig bewaar, want die lam sal altyd met liefde en deernis vir ons sorg en oor ons regeer. Dis waarom hierdie twee gedeeltes hand aan hand staan. Die son sal hulle nie meer, son se hitte sal nie op hulle val nie, en dan maar die lam sal hulle lei na waterfonteine. En weer eens, daar's ook verskeie idees van wat, en ons wil nie verstrengel raak binne in die feit dat daar meervoud waterfonteine nie, want Christus verwys na homself as die enigste bron. En so lyk dit dan asof hier gepraat word van verskeie bronne, en so ons wil nie verstrengel raak daarin nie, maar ons wil onsself fokus op hierdie versekering wat die Here vir ons gee as kinders van die Here, dat ons by hom is en dat die Here vir ons sal sorg. En so daarom in tyd en ewigheid, vir God is hierdie skeiding van lewe en dood is nie daar nie. Hy is by die wat al reeds gesterf het, en hy is by ons wat lewe. En terwyl dit vir ons 'n skeiding is, en ons sukkel om te verstaan hoe hierdie twee verskillende dimensies dan by mekaar kom, God is groter as enige van hierdie dimensies. So daarom het ons as kinders van die Here hierdie lieflike versekering, dat die Here vir ons as sy kinders in hierdie lewe sorg en voorsien, dat die Here vir ons die versekering gee dat hy ons nooit begewe en ons nooit sal verlaat nie, en hy sê dit met betrekking tot die tydelike. Maar as ons sterf, het ons nie nodig om soos die heidene te wees, wat die heidene het 'n boot gevat, en dan het hulle iemand op die boot gesit, en met die boot begrawe, en dan het hulle geld vir die man wat hulle nou oor die rivier van die dood moes vat. Dan moes hulle nou geld betaal om nou oor te kom na die ander kant toe. En dit is die heidene, dis hulle bekommernis wat hulle het. Ons as kinders van die Here het nie daardie bekommernis nie. Ons as kinders van die Here het die versekering dat die Here hier en nou vir ons sal sorg en voorsien. Hy het vir ons betaal deur die offer van sy seun, en hy sal vir ons tot in alle ewigheid sal hy vir ons sorg en vir ons voorsien. So kind van God, baie keer het ons hierdie vrees wat ons beetpak. Wat van die toekoms? En as ons toekoms hier en nou onseker is, en ons omgekrap word hier, dan is ons baie keer geneig om ook self ongemaklik te wees oor die ewige hiernamaals. Maar hier in die midde van wat daar gepraat word van skale wat uitgegooi word, en seels wat gebreek word, en trompette wat geblaas word, in die midde vind ons hierdie eiland van vertroosting.
wat die Here vir ons kom wys, dat hy in tyd en ewigheid vir sy uitverkorenes sal sorg en voorsien. Hy sal hulle deurdra, deur al die stryd wat hulle in hierdie lewe het, en aan hulle 'n hoopvolle toekoms gee, om by hom te wees. En wanneer ons God dan op hierdie manier reg ken, dan help dit ons om God reg te aanbid, en om opreg dankbaar te wees vir wat hy ook vir ons voorberei. So daarom kind van God, wees dan vertroos deur die versekering wat God ons as sy kinders gee, om sodoende nie vreesagtig te wees nie, maar met hierdie versekering te weet, dat God het sy seun gegee aan ons as sy uitverkorenes, in tyd en ewigheid, en dat ons in dankbaarheid kan leef. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir u groot liefde en u genade. Dankie dat u ons kom bemoedig en versterk, sodat ons die lam en slap knieë kan oprig, dat ons hemelwaarts kan kyk, en dat ons gefokus kan wees, ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Dat stryd in hierdie lewe ons nie sal aftrek tot mismoedigheid nie, en dat die aankondiging van 'n dokter om te sê dat ons sterwende is, ons nie omver sal gooi en bevrees sal maak nie, omdat ons weet dat u tot in alle ewigheid met ons sal wees, vir ons sal sorg, vir ons sal voorsien. En ons dank u, Here, dat u aan ons hierdie vertroosting en versterking gee. Dat u, o Christus, in tyd en ewigheid dan u versoening laat hoor, dat ons in die hemel saam sal sing oor die versoening tot aan alle ewigheid, dat u ons uit alle volke, stamme, nasies en tale gekoop het met u bloed, en dat u ons saamgevoeg het om u te aanbid. En ons bid dan, Here, dat u die vertroosting vir ons dan sal versterk ook in ons lewe en in ons stryd. Dankie, Here, vir hierdie groot genade wat u aan ons gee. Ons eer, ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.